Ek net wil kyk, waar is al die laste, daar kom hy nou in. Johannes hoofstuk 21, en ons gaan van vers 1 tot by vers 17, gaan ons saam met mekaar lees. Johannes 21, vanaf vers 1 tot by vers 17. Ek lees uit die standaardvertaling van die Bybel, soos dit in 1933 en later in 1953 vir ons dan vertaal is na ons eie taal toe. En ons is dankbaar dat die Bybel ook soveel jare al in Afrikaans vir ons vertaal is. Terwyl ons dan in afwagting is so vir die woord, kom ons sit net so, kom ons buig die hoofde. Hemelse Vader, ons sê vir u baie dankie vir hierdie voorreg om u naam aan te roep. Dankie dat ons vanmôre hier onder u geklank kan kom van die woord. Ons gaan nou die woord lees en u gaan met ons praat. Dalk vanmôre is daar 'n gedeelte wat ons dalk nie gaan behandel in die diens nie. Maar Here, u gaan met ons kom praat. Welke manier? Maar ons ook kom bid, Here, dat u ook ons gedagtes so sal kom bid, dat ons aandag nie afgetrek word deur enige iets anders te nie. Want dit gebeur so maklik dat ons gedagtes begin dwaal en ons nie fokus op dit wat u vir ons wil sê vanmôre nie. En daarom bid ons, Here, vir getrouheid ook in ons gehoor, in ons denke en in ons verstand. Dankie, Here, dat ons ook as gemeente voor u kan buig, dat ook, Here, vir elkeen wat se naam daar op die sieklys is, daar waar daar voorbereiding gevra word, maar ook, Here, hulle wat siek is, wat se name nie daar is nie, en ons nie altyd bewus is nie, maar Here, ons wil vir u kom vra, omdat u die God is wat gesond maak, u is die God wat vir ons omgee en wat lief is, en daarom kan ons u kom vertrou vir genesing, vir voorsiening, en vir alles wat ons nodig het. Daar is dalk vanmôre iemand wat moedeloos is. Die wêreld en die ekonomie en die politiek druk van alle kante af. En daar is dalk vanmôre 'n finansiële nood in iemand se lewe. Daar is dalk vanmôre 'n nood aan 'n siekte wat ondraaglik is. Daar is dalk vanmôre 'n stryd in die gemoed, dalk in 'n verhouding, dalk in 'n huwelik, dalk tussen ouers en kinders, dalk daar by die werk. Here, ons wil kom bid dat u vanmôre ons sal laat vergeet van al daardie dinge en dat ons na u sal soek. Heel eerste, want die woord sê, soek eers na die koninkryk van God en al hierdie ander dinge sal bygevoeg word. Here, ons wil ook nou die geleentheid gebruik om vir u dankie te sê, laat u voorsien in alles wat ons nodig het in die gemeente. Ons het 'n gebou wat ons as kerk en as gemeente 70 jaar terug in gebruik geneem het. Hierdie kerk wat gestig is hier in Belfast in 1944, 82 jaar terug. En soveel mense is hier in die gemeente ingekom en weer hier uitgegaan. Soveel leraars was hier gewees. Maar Here, u het bepaal dat ons vandag hier is. Dat ons vanmôre hier sit. En dat u 'n besonderse boodskap vir ons het. U geweet al voor die grondlegging van die wêreld wat hierdie oggend moet gebeur. En daarom bid ons en ons sê, Here, kom en seën u vir ons binne in hierdie gebou. Dankie vir die toerusting wat ons het om u te kan verheerlik. Dankie, Here, dat ons finansies het wat so nodig is om die dinge te kan doen wat ons moet doen. En ons wil bid, Here, dat u vir elkeen wat met 'n goeie hart ook sy tiendes en sy offergawes bring na die skathuis, die sluise van die hemel sal oopmaak soos u beloof. Here, vandag kan u dalk 'n sluis oopmaak van genesing, dalk 'n sluis oopmaak van stryd, en u bring oplossings. Here, u is die Almagtige, en in u hand is alles wat ons nodig het.
En al wat U vra is daardie gehoorsaamheid. En ons wil vir U dankie sê, Here, hoe U voorsien in welke manier. Kom seën dan nou vanmôre die woord wat U vir ons dan ook voorberei het. En ons dankie daarvoor. Bid vir vanaand se byeenkoms daar in Dalstroom en dat U daar ook verheerlik word. Amen. Vanmôre is 'n teksgedeelte vind ons dan in die evangelie volgens Johannes en ons gaan van vers 21 af gaan ons saam hoofstuk 21 van vers 1 gaan ons saam lees. Ekskuus tog. Dit is na die Here Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het. Dis die derde keer wat hy nou aan sy disippels ook verskyn. Kom ons gaan lees wat sê die woord van die Here dan vir ons. Johannes 21 vers 1. Na hierdie dinge het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias. En hy het so verskyn. Daar was bymekaar Simon Petrus en Thomas wat Didymus genoem word en Nathanael van Kana in Galilea en die seuns van Zebedeus en twee ander van sy disippels. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan vis vang. Hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. En hulle het uitgegaan en dadelik in die skei geklim en in daardie nag het hulle niks gevang nie. En toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand, maar die disippels het nie geweet dat dit Jesus was nie. En Jesus sê vir hulle, my kinders, het julle nie iets om te eet nie? Hulle antwoord hom, nee. En hy sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skei en julle sal kry. Hulle het toe gegooi en deur die menigte van visse was hulle nie meer in staat om dit te trek nie. Daarop sê die disipel, die een vir wie Jesus liefgehad het, aan Petrus, dit is die Here. En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, omgord hy sy boekleed om, want hy was naak, en werp homself in die see. Maar die ander disippels het met die skytjies gekom en die net met die visse gesleep, want hulle was nie ver van die land nie, omtrent 200 el. En toe hulle geland het, sien hulle 'n koolvuur op die grond en vis daarop lê en brood. Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou gevang het. Simon Petrus het in die skei geklim en die net op die land getrek, vol groot visse, 153 in getal. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Jesus sê vir hulle, kom eet. En niemand van die disippels het gewaag om hom te vra, wie is u nie? Omdat hulle wis dat dit die Here was. En Jesus het gekom en die brood geneem en dit aan hulle gegee en so ook die vis. Dit was al die derde keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het nadat hy opgestaan het uit die dode. Toe hulle dan klaar was met die môre ete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. En hy sê vir hom, laat my lammers wei. Hy vra hom weer 'n tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. Hy vra hom 'n derde maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom nou 3 maal vra.
Het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Net tot sover in die wonderlike woord van die Here, mag hierdie gedeelte ook diep in die harte tref vanmôre, soos wat die Here dit ook daar aan die disippels gedeel het. Ek wil vanmôre vir die doel van ons boodskap die aandag fokus daar op die vraag in verse 15, Johannes 21 vers 15, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? En ek wil vanmôre dan hierdie vraag as 'n tema vir ons stel, het jy my waarlik lief? As die Here vanmôre hierdie vraag persoonlik vir u kom vra, het jy my waarlik lief? Wat is jou antwoord? Wat is jou antwoord vir Jesus Christus? Die apostel Petrus het op 'n vorige geleentheid getuig hoe lief hy vir Jesus het. Maar tog het hy Jesus nie lank hierna in die openbaar verloon nie. Hier is dit in die openbaar waar die Here hom geleentheid kry of gee om te bely dat hy waarlik vir Jesus lief het. Na die opstanding van die Here Jesus Christus uit die dode, het hy weer eens vir 'n derde keer aan die disippels verskyn. En hierdie keer was dit daar by die see van Tiberius, waar hulle besig was om dan vis te vang, maar hulle kon glad nie enige vis gevang het daardie nag nie. Er staan Jesus op die strand, maar hulle herken hom nie. Dit was eers toe Jesus, hom aan hulle geopenbaar het, dat hulle besef het, maar hulle nou hier vir Jesus in hulle midde. En Jesus het 2 tekens vir hulle gegee, om homself aan hulle te openbaar as die disippels. Die eerste teken was die groot visvangs. Jesus sê vir hulle, julle iets om te eet, hulle sê nee. Hy sê nou gooi die nette aan die regterkant uit. En daar is 'n menigte van visse wat hulle gevang het. En dit herinner hulle aan daardie groot visvangs wat daar gebeur het, en jy kan gaan lees, ek dink is in Lukas 5, waar daar 'n wonderlike visvangs was. Die Here Jesus Christus kom daar op die strand, menigte mense het hom gevolg en hom gevra dat hy vir hulle moet preek. En toe hy daar kom, is daar skytjies en Simon Petrus en Johannes en Jakobus, hulle was daar gewees, die seuns van Zebedeus, hulle was vriende, vissermanne. Hulle was besig om die nette dan skoon te maak. En Jesus gaan klim in die skuitjie van Petrus, en hy vra vir Petrus, roei net so bietjie in op die water, sodat ek met die mense kan praat. En daar binne in die skuitjie sit Petrus hier by die Here Jesus Christus, en nadat hy die woord van God verkondig het, draai hy na Petrus, hy sê, Petrus, gaan bietjie dieper in, en gooi die nette uit. Petrus sê vir hom, Here, ek het die hele nag gevang, en ons het niks gevang nie. Maar op u woord sal ek dit doen. En daar was so baie visse, dat hy dit nie kon land toe bring nie. En Johannes en Jakobus moes hom kom help het, anders het hy nette geskeur. En toe hulle op die land kom, het hulle alles net daar gelos, en Jesus gevolg. Die tweede wat hy hulle herinner aan in Openbaar, is aan die 5000 mense plus minus eintlik meer, wat daar geluister het na die prediking van Jesus, en hulle moes vir hulle kos gegee het, en al wat hulle gehad het, was hierdie 2 visies en 5 broodjies. Hier kom hulle uit die see uit, daar is visies en broodjies wat die Here vir hulle aanbied. En daar in die openbaar, kom openbaar die Here homself aan hulle. En dit is waar die Here vir hulle die brood breek, en die visies breek, en hy gee vir hulle om te eet. Soos wat daar by die 5000 mense, waar hulle die brood gebreek het, en gaan uitdeel het. En Jesus openbaar hom daar. En toe hierdie ete verby is, toe kom die Here. Nou wil hy Petrus se hart
aan homself openbaar. En terwyl ons vanmôre so 'n bietjie kyk na hierdie interaksie tussen die Here Jesus en Petrus, moet ons vir 'n paar oomblikke ook stil staan by onsself. Ons moet dalk self vanmôre hierdie vraag vir ons vra. Of eintlik die Here toelaat, dat hy vir my en vir jou vra, het jy my waarlik lief? En daar is so 4 gedagtes uit hierdie gedeelte, wat ek daar in die midde wil laat. Met hierdie vraag, wat die Here 3 keer herhaal het. Het jy my waarlik lief? Meer as die vir die ander. Petrus, het jy my meer lief as al die ander wat hier is? En ons sien dit in vers 15. Toe hulle dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Meer as hulle hier? Die vraag kom na Petrus, het jy my waarlik lief? Meer as wat jy hierdie ander vriende van jou lief het? Dit kom daarop neer dat Petrus moes baie ernstig nadink oor hierdie vraag. Of het hy Jesus so opreg lief? Meer as die ander? Het hy Jesus meer lief as wat hulle Jesus dan ook kan hê? Vroeger het Petrus gesê dat hy tot bereid is om sy lewe vir Jesus af te lê. Johannes 13 vers 37. Hy het gesê dat hy bereid is om saam met Jesus hierdie pad te stap tot in die dood in. En toe die druk op hom kom, het hy weggehardloop. En hy het 3 keer Jesus verloon. Wat wil hierdie paar gedagtes vir ons sê vanmôre? Het ek en jy vir Jesus waarlik lief? Soos dat ons dink, ons het hom lief. Of soos ons sê, ons het hom lief. Het ons hom meer lief as wat ons mense lief het? Staan hy eerste in ons lewens? Het ek en jy meer liefde vir ander mense as vir die Here Jesus Christus? Petrus moes baie mooi gaan dink het oor hierdie vraag en wat hy gaan antwoord. En kyk wat is sy antwoord. Ja, Here, U weet dat ek U lief het. Hoe baie keer sal ons sê, Here, ek het U lief. Maar bedoel ons dit? Het ons meer lief as wat ons die ander mense het? Jesus vra vir hom, het jy my agape? Die volmaakte liefde, die omgee liefde, alles wat jy is. Petrus antwoord, Here, ek het U phileo, liefde vir 'n vriend. Dis sy antwoord. En is dit nie waar die probleem baie keer vir ons as mense kom in die kind van God, Here vra, het jy my waarlik agape? Sal jy alles vir my doen? Here, ek het U lief. Phileo, soos 'n vriend. En vriende kan ons verraai, want Petrus het dit gedoen. Hy het Jesus verraai. Hy sê, meer as al die ander. Maar hy gaan verder, hy vra die tweede keer, het jy my waarlik lief? Meer as jouself? Petrus, het jy my meer lief as jouself? Vers 16 wat sê, hy vra hom weer 'n tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Het jy my waarlik lief? Nie meer as wat jy die ander lief het nie, het jy my waarlik lief? Petrus, het jy my agape? Jesus wil hier iets tuis bring by Petrus. Of hy bereid is om terug te staan, sodat Jesus in hom kan werk en deur hom kan werk. Petrus se toekoms was heeltemal anders in Handelinge as wat dit hier gebeur het, waar Jesus na die opstanding hierdie vraag vir hom gevra het. Daar was 'n Petrus voor die kruisiging. Daar is 'n Petrus na die kruisiging.
En daar is 'n Petrus na Pinksterdag, waar hy vervul was met die Gees van God. Hier moes Petrus by 'n punt gekom het ek Jesus lief, meer as myself. Petrus se liefde vir die mens, of Petrus het Jesus se liefde vir die mens gesien. Hy het alles gegee. Maar hy het ook sy liefde vir God die Vader gesien. Dat hy bereid was, gewillig was, gehoorsaam was, tot aan die einde om te betaal aan die kruis. Dit het hy gesien. Dis die agape liefde wat God wil hê ons moet hê. Het ons hom lief, soos dat ons dink? Here Jesus was gehoorsaam gewees tot die dood toe. Jesus was getrou om sy lewe te gee vir ons. En dit is wat Jesus hier by Petrus wil tuisbring. Petrus, ek het baie planne van jou na Pinkster. Petrus, jy gaan 'n werktuig wees. Jy gaan 'n anker wees in die kerk wat gestig moet word op aarde. Petrus, maar jy moet hierdie ding in jou kop uitmaak. Het jy my meer lief as jouself? En ek dink dis waar ons baie keer terugstaan en sê, Here, ek het nie daardie kans, of sien nie kans vir daardie liefde nie. 'n Liefde wat ek in myself sterwe, sodat Christus verheerlik kan word. Petrus, is jy bereid om my eerste in jou lewe te stel? Aan die einde van Petrus se lewe was hy ook gekruisig gewees. Want Petrus het gesê, ek is nie waardig om gekruisig te word soos my meester nie. Hy het hom onderste bo laat kruisig. Hy het waarlik Jesus lief gehad meer as homself. Die Here het gesê, Petrus, het jy my agape? Petrus sê, ek het u lief. Phileo. Hy het dit nog nie gesnap. Die tweede keer het hy nog nie gesnap wat dit beteken. Here, ek het u lief as 'n vriend. Ek het u nog nie lief meer as ek dit myself het nie. Het jy my waarlik lief meer as vir ander mense? Wat ander mense van jou dink, wat ander mense van jou sê? Het jy my waarlik lief meer as wat jy jouself het? En dan kom die derde keer. Jesus sê, van het jy my waarlik lief meer as 'n vriend? Twee keer antwoord Petrus en sê, Here, ek het jy lief as 'n vriend. Nou kom hy met Petrus, hy sê, Petrus, het jy my meer lief as 'n vriend? Vers 17. Hy vra hom 'n derde maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Nie gebruik Jesus die woord phileo. Het jy my meer lief as 'n ware vriend? Petrus moes 'n tweede keer, of twee keer moes hy die antwoord reg gegee het, maar hy het nie. Want hy het nog nie besef in sy hart nie. Maar Jesus kom, hy sê, het jy my meer lief as 'n vriend? Jesus het gesê, ek noem julle my vriende. Jesus wil 'n vriend wees van ons. En Jesus het kom wys wat dit beteken om 'n ware vriend te wees. 'n Vriend is iemand wat sy lewe aflê vir sy vriende, het Jesus gesê. Jesus vra Petrus, gee jy waarlik om vir my? Gee jy waarlik om vir my wil? Gee jy waarlik om wat ek dink? Dis die liefde wat God van Petrus gesoek het. Hier praat die Here Jesus Christus met die hart van Petrus. Nie met sy denke nie, maar met sy hart. Vers 17 sien ons dit, sê hy, Jesus vra hom 'n derde maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Petrus het bedroef geword. Die Here druk op daardie plekkie, daar in sy hart, waar hy besef het, hy het Jesus nie meer lief as homself. Ek is Petrus, ek is hierdie goeie apostel van Jesus, ek loop breek bors rond, ek doen alles. Hy moes gebreek het daarin voor Jesus. Ek het liewer vir Jesus as wat julle vir Jesus lief het. Ek het julle nie so lief as wat ek vir Jesus het nie. Hy moes gebreek het daarin. En toe die Here deurbreek, het hy bedroef geword. Was jy op daardie punt in jou lewe waar jy bedroef is voor die Here? Hierdie woord bedroef beteken 'n benoudheid.
en 'n berou voor die heilige God. Petrus sê dat hy vir Jesus lief het as 'n vriend, maar sy lewe het dit nie gewys nie. Hy het 3 keer gesê, Here, U weet, ek het U lief. 3 keer gesê as 'n vriend. Maar Petrus het nie verstaan wat is 'n ware vriend nie. Jesus het dit gewys. Hierdie vraag bring die gedagte na ons toe. Is ek en jy bereid om ons alles en in alles God gehoorsaam te wees? Het jy my waarlik lief, meer as vir die ander mense? Selfs dalk vir jou vrou, of jou man, of jou kinders. Jesus het gesê, as jy nie jou vrou, jou man, jou kinders, jouself haat nie, dit sê nie jy moet haat nie, kan jy nie my disipel wees nie. Jesus moet eerste gestel word. Jy Jesus lief meer as jouself, gaan dit net oor my gevoelens, my seer. Het jy my lief meer as 'n vriend? 'n vriend wat sy lewe aflê. En dan kom die laaste gedagte. Het jy my waarlik lief? Doen dan wat ek vra. Doen wat ek vra. En 3 keer wat die Here gevra het hy 'n opdrag gegee. Vers 15, laat my lammers wei. Vers 16, pas my skape op. Vers 17, laat my skape wei. Dis hierdie ware liefde vir Christus, wat ons as kinders van God dring om te doen wat Jesus van ons verwag. Sterf vir myself, en die fokus gaan uit na buitentoe. Petrus was 'n visserman gewees. Sy pa het hom van kleins af geleer om vis te vang. Jesus kom na hom toe, hy sê, ek gaan vir jou vissers van mense maak. Jy moet nou mense gaan vang vir die koninkryk van God. Jesus kies hom om 'n visser van mense te word. Maar hy gaan nie net 'n visser van mense word nie. Want wat maak jy met die visse? Jy vang die visse en jy verkoop hulle. Nee, daardie visser van mense het 'n ander doel. Nou moet jy daardie visse wat gevang is, versorg. En daarom is die kerk daar. Daarom is ons as kinders van die Here saamgevoeg, sodat ons daardie vissers, daardie lammertjies wat inkom, moet versorg. Here Jesus Christus maak Petrus van 'n visserman na 'n evangelis. En van 'n evangelis na 'n herder. En van 'n herder na 'n leraar. Elke kind van God word geroep vir 'n evangelis. As jy vandag bely, jy's gered, jy's kind van God, dan is jou roeping om 'n evangelis te wees. Welke manier? Daar's baie plekke en maniere hoe om betrokke te wees. Maar ons moet weet, ons is evangeliste, ons moet getuig van Jesus. Maar Jesus wil hê ons moet ook verder gaan, want ons moet ook geestelike herders word vir mense. Die dag toe die Here my siel uit genade gered het, was daar verskeie herders wat die Here oor my pad gestuur het. En daar was verseker van hulle wat my teleurgestel het. Maar my oë was gefokus op Jesus, want dis wat een van die predikante gesê het, moenie kyk na mense nie, kyk na Jesus. Wees liewer vir hom as vir mense. Dis hoe 'n mens 'n disipel van Jesus maak. Jesus het gesê, gaan dan heen, maak disipels van mense. Gaan vertel hulle van Jesus. Bring hulle in, soos jy die visse inbring. Lammertjies en skape. Hy sê daarso in vers 15, laat my lammers wei. Daardie lammertjies, daardie jong gelowiges wat inkom, dalk daar by die sonneskool, dalk die jong volwassenes, dalk ouer mense wat tot bekering kom, hulle kom in. Hulle is nog eintlik dan die lammertjies in die geestelike lewe. Hulle moet versorg word, hulle moet wei. Wanneer Jesus hulle na ons toe stuur, liewe vriende, wat maak ons met hulle? Moet ons bereid wees om hulle te versorg, of laat ons hulle net een kant op hulle eie gaan?
Kom bombardeer ons hulle met hierdie geestelike waardes, hierdie hoë, swaar teologie, hierdie vorm godsdienst waar hulle oortuiging van myself wat ek op hulle afforceer. Die Here sê, laat my lammers wy. Jy wat 'n keuse gemaak het om my meer lief te hê as 'n vriend, laat my lammers wy. Daardie lammertjies het die melk van die woord nodig om te kan opgroei. En daarom het ons 'n sonnaskool. Daarom is daar kindertjies en daar is onderwysers wat hierdie kindertjies moet help om in te kom as die lammertjies en gevoed word deur die melk van die woord, sodat hulle kan sterker word en opgroei. As jy as ouer jou kind weghou, gaan jy eendag voor God staan. Wat gaan jy vir hom sê? Here, ek het my eie lewe meer lief gehad as my kinders. Ek het my eie lewe liewer gehad as vir u. Want ek het gekies om my kinders weg te hou van die evangelie af. Bybelstudie, eredienste, bidure, daar is waar ons die sagte melkies van die woord moet hoor om op te groei. Hy sê ook verder in vers 16, laat my skape wy. Nie net meer die lammertjies nie, maar daar is kinders van God wat al bietjie verder gevorder in hulle geestelike lewe, wat ook voedsel nodig het, wat ook versorging nodig het. En ons moet hulle oppas, soos dat Jesus dit van ons verwag. Pas my skape op. Hoe gaan ons hulle oppas? Here, ek het U nodig om my te help. Vers 17, laat my skape wy. Hierdie skapies wat inkom, wat al vir langer op die pad is, ons moet hulle toelaat om te kan wy, ook hier. Nou kom jag ons hulle weg, met my oortuigings, want my oortuiging staan hoër as Jesus Christus. Ek het Jesus nie lief, soos dat hy wil hê ek moet hom hê. Hier speel ons lewens 'n baie groot rol. Dis hier waar die Here daar in my binnekamer met my kom praat het. Ons lewens kan ander mense laat struikel, of ons lewens kan help dat hulle groei in Christus. Ons getrouheid is baie keer die barometer vir mense tot hulle geestelike volwassenheid. Dis hier waar ons wat geestelik volwasse is, die evangelis is, die herder en die leraar is, sodat God se lammers, God se skape kan wy en opgepas kan word. Die vraag kom vanmôre na u en na my toe. Het jy my waarlik lief meer as vir ander mense? Het jy my waarlik lief meer as wat jy jouself het? Het jy my waarlik lief meer as 'n vriend? Jesus het ons kom wys wat is 'n vriend. Het jy my waarlik lief? Doen dan wat ek van jou vra. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. Waar laat dit vir u en vir my vanmôre met hierdie boodskap? Waar staan u en ek vanmôre met hierdie boodskap? Kom ons gaan ondersoek ons eie lewens, ons kyk nie na ander nie, ons dink aan ander nie. Ons gaan sit daar en sê, Here, vanmôre het die woord na my toe gekom. Ek moet my eie lewe, my hart gaan ondersoek aan hierdie vraag, het jy my waarlik lief? Kom ons kom weer in 'n verhouding met Jesus, soos dit hy van ons verwag. Sodat ons daardie lammers kan versorg. Daardie skape van Jesus kan oppas en versorg. Terwyl ons vissers van mense is. Amen. Here, baie dankie vir die woord. Dankie vir hierdie interaksie wat daar was tussen Petrus en Jesus. Hierdie vraag, Here, ek dink nie ons verstaan altyd die diepte van die vraag wat u vra vir ons as mens nie. En Petrus het vir ons kom wys. In sy gedagte het hy Jesus lief gehad. Maar nie met alles nie. Nie met 'n volle oorgawe nie.
En dit het gekeer, dat hy vervul was met die Heilige Gees. Maar eers daar op Pinksterdag, was daar 'n totale oorgee. En U hom gevul het. En Petrus 'n groot verskil gemaak het in hierdie wêreld, sodat ek en jy vanmôre hier kan sit en die woord kan hoor, in ons eie taal, deur die werk wat die apostels ook gedoen het, toe hulle besef het, maar dat Jesus meer nodig. Here, baie dankie dat U vir ons, ook in U koninkryk werk wil gebruik, tot uitbreiding. Ons wil U kom loof. Here, ons het U nodig, ons het U krag nodig, ons het die dynamos nodig, die Heilige Gees. Anders dan gaan ons dit nie kan doen nie. Kom leer ons, om U meer lief te hê, as vir die mense om ons. Kom leer ons, om U lief te hê meer as onsself. Kom leer ons, om U lief te hê meer as 'n vriend. Sodat ons, met die liefde van God, ons medemens, kan versorg. Dan is daar die liefde, wat U in ons harte uitgestort het, na weerskante toe uitdra. Dis die liefde wat daar moet wees onder ons. Ek bid U daarvoor, Here. Amen.